Shalom, goeiemôre geliefdes van my kant, Frik Weideman. Wat 'n voorreg om jou vanoggend weer te kan bedien met die woord van Skepper lewende God. Mense, hy is die Skepper God van die hemel en die aarde. Hy is lewendig, hy is alomteenwoordig. Hy woon in geregtigheid, hy is heilig en hy woon by my en by jou deur die inspraak van sy Heilige Gees, sy Ruach. En dan is hy God, hy is Skepper, lewende God. Hy is aanbiddingswaardig, hy is lofprysingswaardig, hy is die aanhoorder van gebed, hy antwoord gebed en hy antwoord met vuur en met krag en met heerlikheid. So dis die woord van Skepper, lewende God. En wat 'n voorreg om sy woord te kan en te mag verkondig. Mense, so dankie dat jy vanoggend ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Is altyd lekker om jou met die woord te bedien en daar's 'n opgewondenheid in my binneste van weer die woord. Ek hoop en vertrou dat wanneer jy die woord lees, is daar nog 'n opgewondenheid by jou. Dit bring 'n glimlag op jou gesig. Dit gee vir ons rigting. Vader se woord bring weer daai fondasie, daai rots waarop ek en jy staan, al waggel die berge, al wankel die aarde. Sy woord sal vir ewig bly staan. En wat 'n voorreg om hom te ken, om sy woord te ken. Nou die môre sit ek in my bidkamer. Dit was baie vroeg geweest. Ek moet dit gou met julle deel. En ek sê, Abba, U het my geroep vir 'n seisoen soos hierdie. En waarvoor ek baie dankbaar is. En Abba, ek eer U en ek loof U vir die feit dat ek die woord kan en mag verkondig. Nou sit ek hier waar ek nou die opname doen. Dis ook my bidkamer, dis my studeerkamer, dis die plek van waaruit ek werk. En ek sê, Abba, wat wil U met my bereik? Asseblief, help my. En hy gee vir my 'n woord en ek lees hierdie woord en wie wat gebeur toe? Ek maak die woord oop en dis nie daai van ek maak die woord oop en ek begin lees nie. Nee. Een van my, ek het so 6 Bybels hier op my tafel, en een van my Bybels lê oop by hierdie gedeelte. Moenie my vra hoe het hy daar oop gekom nie, maar hy lê oop by hierdie gedeelte. En toe my oog hierdie gedeelte vang, en ek het nie gelees nie. Mense, staan hierdie woord vir my letterlik 3D uit. Ek wil dit gou met jou deel. En toe ek dit lees, weet jy, ek het sommer net gehuil om te sê, Abba, U grootheid, U almag, U heerlikheid, dankie dat U met my bemoeienis maak. Ek raak sommer nou bewoe, net om te weet dat, Abba is so getrou man, hy is so getrou, hè? En ek eer hom vir sy woord, en ek eer hom vir sy inspraak, en ek dank hom. En ek dank hom vir die salwing, die grootheid. Ja, mense, ons het nie 'n idee met wie ons te maak nie. Ekskuus, ek raak nou sommer bewoe, sommer oor die woord. En weet jy, toe hy my antwoord, toe vat hy my terug, toe ek 'n jong seun was, in standaard 7. Weet jy, ek het sonnaskool bygewoon, maar ek het nooit 'n verhouding gehad met hom nie. En ons het 'n koshuisvader gehad, en ek kon sien hierdie ou was 'n kwaai man, en hy was ook 'n regverdige man gewees, en ek wou soos hy wees. Het is belangrik om 'n mentor in jou lewe te hê, hoor, om iemand na op te kyk. Paulus sê, maar hy sê, volg my soos wat ek meester Yeshua volg. En ek het my storie, en so het jy jou storie, en dalk moet ons eendag ons stories met mekaar deel, oor wat gebeur het. Maar myne was in 'n strykamer, en terwyl almal slaap in die koshuis, nou 10 uur was ligte uit gewees. En ek staan op en ek kon nie slaap nie, en ek vat die woord, ek het die woord glad nie geken nie. Ek het nie geweet waar om te begin lees nie. Baie mense vra ook vir my, hoor die Frik, nou waar begin ek te lees as ek die woord wil lees? Dan sê ek, weet jy wat, begin by die begin. Ek het 'n professor gehad, professor Ebou in finansiële bestuur. En jy gee vir ons so 'n dik boek, en ons vra van prof, waar begin ons te swat? Hy sê, jy begin by die inhoudsopgawe, jy leer die inhoudsopgawe. So as jy jou Bybel vat, dan begin jy die inhoudsopgawe te leer, sodat jy al die Bybelboeke kan ken, dat jy al 66 kan ken. Begin by die inhoudsopgawe. Dis belangrik. En dan sê hy sê, studente, julle begin by die begin, en julle maak klaar by die einde. En ek maak my Bybel oop die aand, standaard 7, en ek was in 'n strykamer. Nou, as die strykamer toe is, daar's nie 'n venster nie, dis net die deur. En daar, sonder dat enige iemand vir my bid, enige iemand hande op my lê, dit was nie 'n altaarkol wat in vandag se kerke is nie. Dit was bloot net ek en die woord. En daar het ek 'n ontmoeting gehad in daai strykamer wat
ek nie vir jou kan vertel nie. As ek daaraan dink, dan sê ek, sjoe, ek moet my knyp, want ek droom dalk, jy weet, iets in daai lyn. En baie jare later, ek wou in die bediening gewees het my lewe lank, ek kon nie, en later van jare, toe kom ons in die bediening, en dit was 'n fenominale tyd, en vandag wil ek dit vir niks in die lewe verruil nie. Ek is nie hier vir geld en roem en rykdom nie, dis nie waarvoor ek hier is nie, ek is hier met hierdie doel wat ek nou vir jou gaan gee, wat Abba my voorgeroep het. En weet jy, ek wil dit doen, wat hy my voorgeroep het, ek wil niks anders doen nie. En as hy my seën daardeur, dan is dit reg, maar as hy my nie seën daardeur nie, dan is dit ook reg. Die bediening vir my is nie 'n beroep nie. Dit is nie vir my 'n beroep om eendag met pensioen te gaan nie, dis buitendien nie in die woord nie. Maar die bediening wat Abba my gegee het, Menorah Tabernakel, wat 'n uitsonderlike naam is, die menorah wat die erfenis is waarin ek en jy moet wandel. En dis die erfenis is die wortel van Jesse. Die wortel van Jesse is uit die stam van Juda met die 7 attribute in Jesaja 11 vers 2. Dis my en jou erfenis. Ons moet daarin wandel. En ek is net vanoggend dankbaar dit met jou te kan deel. En ek sit in my studeerkamer, ek sê, Abba, wat wil u met my? Wat moet ek doen? Want die wêreld buite is boos en kan ek dit maar sê, soos wat die afgelope week of afgelope 2 weke althans, waar Charlie Kirk doodgeskiet is deur 'n skerpskutter. Ja, my hart was seer oor daai man se afsterwe, want hy het gestaan vir geregtigheid, hy het gestaan vir waarheid, hy het gestaan vir dit wat 'n gruwel is in Vader se oë. Daai man het Shabbat erken en dit gedoen, sy vrou het dit bevestig. En my hart was baie seer toe ek hoor hy is doodgeskiet by Utah, by 'n samekoms, by 'n college samekoms. Almal weet daarvan, dit is gevlat in die sosiale media. En die môre sit ek in my studeerkamer en ek sê, Abba, dankie vir die woord. En so word die manne wat opstaan en uitstaan vir die woord, elke dag geskiet. Elke dag geskiet, en vandag gaan ek hieroor praat. As ek net dink, iemand bel my, staan op 'n stadium en hy sê vir my, hoorie Frik, ek wens ek kan na jou toe ry. Ek wil my hande om jou nek sit en ek wil jou verwrig dat die lewe uit jou uit. Ek is moeg vir jou, ek is moeg vir jou stem, ek is moeg vir dit wat jy verkondig. Ek wil die lewe uit jou uitwrig, maar ek wil dit sien, ek wil dit doen. Nou, ek kry sulke boodskappe. En wanneer ons 'n boodskap bring, dan kom die antwoorde terug en mense sê, man, ek wens jy vrek. Dit gebeur. En dan vra mense vir my, hoorie Frik, waarvoor kan ek vir jou bid? Ek sê, baie dankie dat julle vir my wil bid, maar bid vir daai ouens. En, maar hoe dit ook al sê, ek sê toe vir Vader, Abba, wat wil u met my bereik, asseblief? En hy gee vir my hierdie skrif, en hierdie skrif staan letterlik 3D uit, en ek wil dit gou vanoggend met jou deel op hierdie pragtige Shabbat. Ek het 'n nuwe Bybel begin, die 33-53 vertaling, hy is nog splinte, hy is nog eintlik nog goud. So ek het my ander Bybel, het ek nou in Irak geberg, ek kom baie jare met hom. Want wat 'n mens gaan hy gesin te doen, jy lees mos net die highlights gedeelte, nee, jy lees mos nie alles nie. So nou het ek weer 'n nuwe woord beginne. En dit is so lekker, hy is so vars, hy ruik so lekker. Die woord het 'n geur, man. Anyway, en Vader gee vir my hierdie woord en hy sê vir my, Jesaja hoofstuk 40 vers 3. Hy sê, 'n stem van die een wat roep. Berei in die woestyn die weg van Vader Jahwe die Almagtige. Maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons Elohim. Elke dal moet opgevul en elke berg en elke heuwel klein gemaak word en die bult moet gelykte en die rotsagtige plekke moet 'n laagte word. En die heerlikheid van Ja sal geopenbaar word en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van Vader Jahwe die Almagtige het dit gespreek. Ja, is dit nie mooi nie? En ek besef toe, en ek het vergeet daarvan, ek besef toe dat ons het 'n Telegram kanaal waarin ons mense bedien met stemboodskappe en hulle kry al die kennisgewings van die boodskappe wat uitgaan van Menorah Tabernakel. En ons tyd is, as ek het so kan noem, is daai spesifieke skrif. En daai kanaal bestaan al vir 'n paar jaar, dis daai spesifieke skrif. So my doen en late is om die weg van die Messias gelyk te maak, sodat wanneer die wekroep kom, wanneer die basuin blaas en die wolke skeur oop, dat ek en jy sal saamgaan.
Dis my belangrik om die waarheid te verkondig. En ek is dankbaar vanoggend vir jou wat ingeskakel is. Wat ook staan vir die waarheid. En ek kry die boodskap en ek kry die getuienisse vir mense wat net eenvoudig met 'n boldness na vore kom. Om te sê ek staan vir Shabbat. Ek staan vir Vader se gebooie. Ek gaan nie budge nie. Hulle verloor hulle werke. Hulle bedank. Hulle trek by hulle plekke. Hulle trek na plekke toe wat hulle nie weet wat dit vir hulle inhou nie. Ek salueer jou. Ek salueer jou vir die feit dat jy opstaan en uitstaan vir Vader se koninkryk. Ek salueer jou op hierdie Shabbat. So baie dankie vir dit. Ek het regtig waardering. En dan meer nog, dankie vir die liggaam van Meester Yeshua. Mense, ek weet nie alles nie. Ek kan nie alles weet nie. Regtig nie. Ek het nog baie om te leer. Ek dink ek ken dit van die totale woord. Maar ek het nog baie om te leer. En dankie vir mense wat vir my boodskappe stuur om te sê, oor die Frik, daar het jy verkeerd gepraat. Frik, ek sien dit in daai lig en dink 'n bietjie hier aan en dan lees ek dit. En mense, ek verander. So ek dank Vader vir die liggaam wat saamkom. Ek kan nie alles weet nie, maar julle weet meer, want julle het dalk dit gelees wat ek nie gelees het nie. Abba dit in jou geopenbaar, wat hy nog nie aan my geopenbaar het nie. So ek is dankbaar vanmôre vir mense wat sê, hoor die Frik, ek stem nie saam met jou nie, want daar sê die woord dit en dit en dit. Ek neem kennis daarvan. Dankie, ek is nie groot geword in myself nie. Mense, ek wil humble wees voor Vader se aangesig. Ek wil sy koninkryk beerwe. En daarom het ons mekaar nodig. Weet jy, en ek besef vanoggend net, ons het die woord, ons het die gees wat die woord lewendig maak in ons lewe, en dan het ons mekaar. Ons het mekaar. Nie om te vloek en te skel en te skree nie, ja, ek kry dit baie. Ek is baie keer in die spervuur, soos wat Charlie Kirk, wat oorlede is, waarvoor my hart baie seer is. En, maar nee, ja, ons is ook in die spervuur hierdie kant, waar ons ook geskiet word met ander goed. En waar mense ons wil doodmaak. En weet wat gebeur? En weet jy waarteen moet ek waak? En dit is regtig my hart. En as julle ooit vir my wil bid, dan bid julle vir dit. Ek moet waak dat die gros boodskappe wat deurkom van jy's 'n aap, jy's 'n valse prediker, ek wil jou lewe uit jou uitwurg, ek wens ek kan jou doodmaak, ek wens jy vrek, ek wens jou stem droog op, klomp dinge. En dan moet ek weer op 'n Shabbat opkom en ek moet die woord verkondig. En dis nie altyd so eenvoudig nie. Dis nie altyd so maklik nie, want die oomblik as ek hier verkondig, dan gaan daai ouens ook heel waarskynlik daarna luister en weer terugkom met halpatrone wat oral raak skiet. En soms bring dit 'n ontmoediging by my. So wie motiveer my? Ek moet myself motiveer. Ek moet sê, Abba, ek staan op uit die as uit. Ek hoor hierdie goed en ek hoor wat mense sê. Maar gee my net die krag, gee my net die... Ek dink dis hoekom hy gesê het vir die disippels, gaan nie die bo vertrek in, sodat my gees op julle kan neerdal, sodat julle krag kan hê om my getuienis te wees. Dit het nooit vir my sin gemaak nie. Daai krag. Hoekom moet ek 'n krag hê om te kan praat? Vandag maak dit sin. Ek het krag nodig om hierdie woord te kan bedien. Want ek weet in my agterkop, daar gaan weer hordes goed terugkom, en veral met hierdie boodskap wat ek vandag gaan bedien, gaan daar weer hordes dinge terugkom, en baie mense gaan die groepe verlaat, en baie mense gesê, ek wil nie weer na Frik Weideman luister nie. Dan is dit ook reg. Ek is nie hier om jou ore te streel nie, ek is nie hier om jou te behaag nie, ek is nie hier ekskuus, kan ek dit my hart en duidelik, ek is nie hier om pelle te wees nie, ek is hier om die lewende God te behaag. Ek het nou so pas vir jou gelees, wat sê Vader, wat ek moet doen. So as jy die groepe wil verlaat, asseblief, dan doen jy dit. Dis okay. Die dae toe ek in verwerping gelei het, is verby. Abba het my genees daarvan. Ek is nie hier om vir mense heuning om die mond te smeer, al doen jy kwaad nie. Ek is hier om sy woord te verkondig. So mense, baie dankie. Dankie dat jy vanmôre ingeskakel is. Ag, ek wil sommer net saam met jou bid, asseblief, voor ek met hierdie woord begin. O ja, terloops, my tema is, hoekom het ons vandag die Torah nodig? Hoekom het ons om in 2025, die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel, almal lees Nuwe Testamenties, hoekom het ons die Torah nodig in 'n moderne wêreld, in 'n Nuwe Testamentiese Christelike omgewing, as ek dit so kan uitdruk? Kom ek en jy bid saam. Abba Vader, Skepper God van die hemel en die aarde, wat 'n voorreg om net vanoggend U heilige naam te kan aanroep. Ek besef net vanoggend dat U is soewerein, U is heilig, U
is alomteenwoordig. En daarom kom ek, en ek kom buig in aanbidding voor die aangesig, met my gesig na die aarde toe. En ek verklaar my afhanklikheid by U. Abba, kom leer my U woord, kom leer my U wil. Ek maak vandag my geesmens oop en ek nooi U opnuut in, om hierdie beker in die binnekant te kom skoonmaak. En as hier nog enige duisternis is in my mondering, wat 'n skeiding bring tussen my en U, dat dit vandag verwyder sal word deur die inspraak van U Ruach. Meester Yeshua, dankie dat U gekom het in die vlees. U is God in die vlees. U het die woord het vlees geword. Want in die begin was die woord en die woord was by Elohim en die woord was Elohim en U het vlees geword. U het onder ons kom woon. U het ons kom leer wat is die Torah. U het ons kom leer wat beteken vervulling. U het ons kom leer hoe om in die gees te bid, want Vader Yahweh is gees en U het vlees geword. U het ons kom leer wat is die verhouding tussen gees en vlees. Dat ons dit sal verstaan. Ek bid Vader dat die stille gelig sal word vandag. En ek bid dat mense sal luister met 'n gees van luistervaardigheid. En dat die deaf and dumb spirit nie vandag sal materialiseer nie, net om te sê dat ek nie sal vashou in my dogma nie, dat ek nie sal vashou aan my tradisie nie, dat ek nie sal vashou aan die Torah en die letter van die wet nie, maar dat ek sal wandel om my geloof te verdiep in Meester Yeshua. Maar dis my gebed vandag, vir elke persoon wat ingeskakel is by hierdie pragtige Shabbat, hierdie afgesonderde dag, hierdie 7de dag, heilige dag. En ek dank en ek eer U vanoggend net vir U grootheid. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U met ons bemoeienis maak. Maar ons eer U vanoggend. En ek loof U heilige naam. En ek dank U daarvoor. Ek bid dit vanoggend vir elke man, vrou, seun en dogter in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderlike naam. As jy vanmôre by 'n groepie mense is, dan draai jy gou na die persoon aan die linkerkant en jy sê, hey, ek waardeer jou. Die persoon aan die regterkant, dankie dat jy hier is. Miskien moet jy gou hande vat, stop gou hierdie video, vat net gou hande. Bid vir 30 sekondes vir die persoon langs jou en 30 sekondes vir die persoon aan die ander kant. Bid gou vir daai mense, lê sommer gou jou hande op die een voor jou. As ek seën jou vandag met Vader se goedheid, sy guns, sy teenwoordigheid. Die persoon agter jou, draai net gou om, net so 2 minute, maar 2 minute dan jol julle weer hierdie video. Dan speel julle weer hierdie video en dan gaan ons weer aan. Mense, weer eens, dankie. Dankie dat jy vanmôre ingeskakel is. My tema vanoggend is, hoekom het ons die Torah vandag nodig? So kry jou pen, kry jou papier, kry jou potlood, ons gaan so 'n paar dinge doen. En ek gaan vanoggend dit probeer prakties maak oor goed wat ek kry op 'n daaglikse basis van mense reg oor Suid-Afrika en uiteraard ook oor die wêreld. Nou wil ek gaan met jou praat oor ek en jy leef in die laaste dae. Meester Yeshua sê pas op vir die valse profete want hulle gaan inkom. My werk, Frik se werk, is om die pad gelyk te maak. En ek dink julle kan dit hoor in al my boodskappe, maak die pad gelyk, kom tot die waarheid, ek staan vir die waarheid en ek gaan nie budge nie, ek gaan nie retireer nie. Ons gaan die duiwel terugstamp, uit grondgebied by ons kom steel vir 1700 jaar. Ons gaan nie toelaat dat hy ons langer boelie, ons langer pootjie met die valsheid van die woord nie. Ekskuus, die woord is waar, maar mense verdraai die woord en hulle maak die woord vals want hulle kies vir hulle selektief. Hulle kies vir hulle selektief 'n ou skriffietjie. En dan maak hulle daai skriffietjie gospel, maar hulle lees nie die woord in konteks nie. En dis nie wie ons is nie. Ons wil die woord in konteks lees en verstaan. Iemand stuur vir my verlede week, sê vir my, Frik, jy lees nie die woord in konteks nie. Nou, hy kan dalk reg wees en hy kan dalk verkeerd wees, maar ek neem kennis. Ek neem kennis. Frik, dalk moet jy bykom. Jy weet iets in daai lyn. Goed. Ons leef in 'n moderne wêreld, reg? Yes, ons leef in 'n moderne wêreld. En baie mense is van mening en ek hou nie van hierdie woord nie. Ons is Nuwe Testamentiese Christene. In die eerste plek is daar nie vir my verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Dit is my een boek en ek is ook nie 'n Christen nie, want 'n Christen val in 'n sekere kategorie. Ek is 'n student volger van Meester Yeshua. Hoekom Meester Yeshua? Hy is die weg, die waarheid en die lewe. In hom, deur hom, tot hom het ek en jy die gawe van die ewige lewe. Nou besef ek vanoggend dat
Die kerkwêreld het verander. Die wêreld waarin ek en jy leef, verander op 'n uurlikse basis. Maar een ding wat soos 'n paal bo water staan, die woord, het nog nie verander nie, gaan nie verander nie, sal nooit verander nie. Hierdie woord bestaan al vir hoe lank, en hierdie woord het nie verander nie. Die kerk verander, die wêreld verander, maar hierdie woord het nie verander nie. En jy moet vandag kennis neem, en jy kan nie vir my vertel, ja maar 40 jaar gelede was dit so, en nou sê die woord so nie. Mense, ons woord is ook verkeerdelik vertaal. Nou sal mense sê, ja maar die woord het ook verander. En ek gaan dit vandag met jou behandel. Dis hoekom dit vir my belangrik is. Skryf gou die volgende stellings neer. Want jy gaan dit ook kry as jy ingeskakel is by ons groepe, by Menorah Tabernakel. Nee, ons verkondig hierdie goed. En jy stuur dalk daai boodskapie aan vir 'n familielid of vir 'n vriend. gaan jy gesnipe word. Jy moet dit weet. Hulle gaan vir jou blok. Hulle gaan vir jou etiketeer. Hulle gaan vir jou goed toesnou. Jou vriendskap is in die weegskaal. Jy moet dit vandag weet. As jy my boodskap kan stuur, is jou vriendskap in die weegskaal. Uiteraard kom daar mense ook tot bekering, waarvoor ek dankbaar is teenoor Abba Vader. Maar hier kom die stellings wat ek die afgelope 2 weke neergeskryf het. Stelling nommer 1. Hoor gou wat sê hierdie persoon. Hy sê, die wet of die Torah is nie vir almal nie. Dit is net vir die Jode of die Israeliete, want dit is in hulle tyd geskryf. En terloops, dit is Ou Testamenties. Jesus Christus, ek maak spesifiek melding van die naam, het alles vervul en die wet is tot niet. Dis die eerste stelling. Tweede stelling. Gelowiges is nie meer onder die wet nie. Die wet is vasgespijker aan die kruis en die wet het net bestaan tussen Moses en Yeshua. Daarna het die wet nie weer bestaan nie. Stelling nommer 3. Die sonde se definisie het verander deur die lewe, deur die sterwe en deur die opstanding van Jesus Christus. Kom ek lees vir jou weer. Sonde se definisie het verander deur die lewe, deur die sterwe en deur die opstanding van Jesus Christus. Ek maak nie melding van Yeshua nie. Stelling nommer 4. Die Heilige Gees sal nou met my praat en in die omstandigheid waarin ek is, sal die Heilige Gees aan my openbaar wat is reg en wat is verkeerd. Ek het nie die wet nodig vir dit nie. Stelling nommer 5. Selfs Paulus het gesê dat die ou wet in die Ou Testament is 'n slegte verbond. Ons het nou 'n beter verbond, ons het nou 'n nuwe verbond met nuwe beloftes. En dan sê hierdie persoon verder, die wet is dus sleg, oud en onvolmaak, vermy dit. So waarom verkondig jy dit nog? Ek het maar 5 stellings vir jou neergeskryf. Ek het nog vele meer. Ek het nog vele meer wat handel oor Kolossense 2 vers 16 en 17 aangaande die feeste. Ek het nog baie goed oor dit ook, wat ek nie nou met jou kan deel nie, want anders gaan ek en jy die hele dag, gaan ek en jy rondom die woord sit. En ek het nie 'n probleem daarmee nie, maar die ouens sê vir my, hoorie Frik, jy praat te lank. Ek sê, ek kan nie help nie, as ek eers begin, kan ek nie ophou nie. Ek sukkel dat my landingsligte aankom, en my wiele wil nie uitkom nie, so dan bly ek maar in die lig, en dan praat ek maar saam met jou. So, wat gebeur in 2025 met die volgende? Terloops, ek wil gou vir julle sê, baie mense vat my aan oor wat Galasiërs sê, Galasiërs 3, Galasiërs 4, Galasiërs 5. Dan sê ek, ouens, dis eenvoudig, asseblief, gaan kyk na die Galasiërs reeks. Mense, ons het al 6 hoofstukke hanteer. Ek het 4 hanteer, my kollega, Pastoor Rian Albrie, het die ander 2 hanteer. Gaan kyk asseblief na die Galasiërs reeks. Ons het dit so 'n paar jaar terug gedoen, toe ek nog in Johannesburg was. Gaan kyk na dit. Ons het skrif op skrif het ons gevat. Vat jou pen, potlood, papier, vat jou eie woord, lees dit. Wat die probleem is, dat mense leef 'n klein skrifgie geïsoleerd in die boek van Romeine, of in die boek van Korinteërs, of in die boek van Galasiërs, en dan kom hulle met 'n aanname en sê, ja, maar dit is wat die woord sê. Jy moet daai ding in konteks lees, en boonbehalwe dit moet jy die woord lees vanuit 'n messiaanse perspektief. Hoekom? Want ons meester, ons verlosser en saligmaker, die Messia, die gesalfde, hy was
'n Hebreër, hy was 'n Jood. Met ander woorde, hy's die Messias. Daarom moet jy dit lees vanuit 'n messiaanse perspektief. Jy kan nie die woord lees vanuit 'n Suid-Afrikaanse perspektief met ons slaghuise wat byvoorbeeld varkvleis verkoop nie. Dan gaan jy die pot heeltemal mis het. Jy kan nie byvoorbeeld dit wat ons in Suid-Afrika doen vergelyk met dit wat in Israel gebeur nie. Jy kan nie. Israel het 'n totale ander konsep en terloops, hierdie woord wat ek en jy het, is geskryf in Israel. Hy is geskryf aan die oewers van Galilea, in Kapernaum, in Nazareth. Hy is geskryf by Jericho. Hy is geskryf in Jerusalem. Hy is geskryf in die woestyn van En-Gedi. Dis waar hierdie woord vandaan kom. Hierdie woord is nie geskryf in Pretoriasdorp, in Johannesburg, in Bloemfontein, in die Kaap, in Durban. Hy is nie daar geskryf nie. En dan kom mense met enkele verse wat Paulus sê, ek wil gou daar stop. Ons het twee faktore, kan ek sommer gou hierdie gebruik. Ek sommer my flitslig hier. Ons het dit wat Paulus sê, nee, kom ons begin by Paulus laaste. My regterhand. Ons kom dit wat meester Yeshua sê, en dan kom ons by dit wat Paulus sê. Hier is die probleem. Meester Yeshua het dit gesê. Paulus kom met 'n sinnetjie, met 'n versie, en hy sê die volgende. Nou glo mense baie meer in dit wat Paulus sê, en hulle maak Paulus 'n tipe van 'n god, en Paulus het net dit gesê wat meester Yeshua gesê het, maar omdat hulle 'n versie uithaal in die boek van Romeine, of in die boek van Galasiërs, plaas hulle dan God se woord, meester Yeshua se woord, die woord het vlees geword, plaas hulle ondergeskik aan die woord wat Paulus sê. Ek hoop dit maak vir jou sin. En ek gaan nogal vandag op dit fokus, want nou Paulus 'n hoër gesag en 'n hoër aansien as die van meester Yeshua. En ongelukkig hardloop groepe daarmee en Bybelstudiegroepe hanteer, ja, maar Paulus sê dit. Hoeveel keer het jy al gehoor waar iemand preek om te sê, maar dit is wat meester Yeshua sê. Almal sê dis wat Paulus sê, dit is wat Timoteus sê, maar Paulus veral. So Paulus maak toe nou 'n paar stellings, en dit bring my by 'n punt waar ek sê dat Paulus maak 'n stelling wat eintlik sê, ouens, die wet in daai spesifieke opsig verstaan julle verkeerd. En die mense sal net daai uithaal wat die Torah, wat die wet benadeel. En dan die verse wat Paulus uithaal om te sê, ouens, julle moet kyk na die wet in sy konteks. Daai gedeelte sal hulle nie met jou deel nie. Daai gedeelte sal hulle uitlos. Vir die rekord. Paulus was nie double-minded gewees nie. Paulus het ook nie 'n gesplete persoonlikheid gehad nie. Paulus was 'n man gewees wat geweet het waaroor die Torah gaan. Inteendeel, Paulus was opgelei deur professor Gamaliel. Paulus was eintlik op 'n stadium in die professoraat. Dis eintlik, hy het sy PhD gehad in die Torah. Paulus was 'n Jood, hy was 'n Hebreër, hy het geweet waaroor dit gaan. Paulus het nie goed uit sy duim uitgesuig nie. Paulus het geweet dat die wet is heilig, die wet is regverdig, en die wet is goed. Hy het dit geweet, hy het dit telke male gesê, die ouens sal dit nie uithaal nie. So dis my belangrik dat jy sal weet wie is Paulus. Paulus het nie 'n gesplete persoonlikheid gehad nie. Paulus het nie teen meester Yeshua gepreek nie. En ek gaan nou vir jou wys hoekom nie. En ek gaan nou vir jou wys van waar af kom dit. So Paulus se verkondiging in 'n neutedop is die volgende. Skryf gou neer. Meester Yeshua, die gesalfde, ons verlosser en saligmaker. Hy was vir die doeleindes van hierdie gesprek. Hy was 'n Hebreër, hy was 'n Jood, hy was 'n Judeër. Hy kom uit die stam van Juda, hy was 'n Judeër gewees. Paulus was dieselfde, hy het in dieselfde kategorie geval. En die redding wat Paulus verkondig het vir die Jood en die nie-Jood was presies dieselfde gewees. Hy het nie onderskeid getref tussen hulle twee nie. Gelowiges moet in ooreenstemming met Vader Jahwe en sy wil moet hulle wandel. Soos Paulus sê, wandel in die wil van die lewende God, Vader Jahwe die Almagtige, dan bedoel hy eintlik, mense keer terug, teshuvah, na sy gebooie en sy instruksies. Dis wat Paulus bedoel het. So Paulus en die Messias
het 'n verhouding gehad. En ek gaan nou verduidelik waar kom daai verhouding vandaan. So Paulus mense uit die Torah geken. Hy het geweet waaroor dit gaan. En twee belangrike vrae wil ek vandag met jou deel. Nommer 1, is die wet van toepassing op ons? En as dit so is ons verplig in 2025 in 'n moderne wêreld om die wet te gehoorsaam? Dis die twee vrae. Eerste vraag is die wet nog van toepassing, ja of nee? As ons sê ja, die wet is van toepassing, want dit gee riglyne, dit gee fondasie, en dit skep morele waardes, dan sê ons goed, die wet is van toepassing, en as dit so is ek en jy verplig om daarna te luister. En dit bring my by meester Yeshua se prediking by die see van Galilea, die bergpredikasie, Matteus 5. Lees saam met my, jy gaan dit onmiddellik ken, maar ek wil hierdie met jou deel vanuit 'n ander perspektief, vanuit Paulus se sendingbriewe en vanuit Paulus se prediking ten opsigte van wat hier gesê word. Hoor gou wat sê meester Yeshua, die Messias, die gesalfde een. Hoor gou wat sê hy. Matteus hoofstuk 5, vers 17 tot 19. Mense sê, Frik, jy praat te vinnig. So, mag jy jou woord oop. Dis nou in die gedeelte van Matteus hoofstuk 5, vers 17 tot 19. Ek dink by hierdie tyd behoort jy al hierdie uit jou kop uit te ken. Hier kom hy sê, meester Yeshua praat, hy sê, moenie dink, met ander woorde, moenie eens 'n gedagtelyn kry oor hierdie aspek nie. Moenie eens daaraan dink nie, want dit gaan nie bestaan nie. Oomblik as jy daaraan dink, is jy klaar verkeerd. Wat sê hy? Hy sê, wanneer jy vir 'n vrou kyk, as jy 'n man is, ek maak spesifiek melding, as jy 'n man is en jy kyk vir 'n vrou, ek kyk nie vir mans nie. As jy 'n man is en jy kyk vir 'n vrou, en jy begeer daai vrou, en jy kry hierdie fantasies in jou kop, dan jy klaar egbreek gepleeg. So moenie eers dink, wat ek nou vir jou gaan sê nie. Neem kennis. Moenie dink, dat ek gekom het, om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom, om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. Vers 18. Want voorwaar ek sê vir julle, wie praat hier? Meester Yeshua. Voordat die hemel en die aarde verbygaan, met ander woorde, wanneer dit klaar is, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Vers 19. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. So hierdie boodskap kom uit die mond van meester Yeshua. Die woordjie vervul beteken volle betekenis. Completion. Vers 18. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat hierdie hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie wat die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur nie. Vers 18 praat van die kwalifikasie en hy praat van 'n tydsone. Kwalifikasie. Voorwaar ek sê vir julle, die hemel en die aarde, tydsone. Kwalifikasie, jota titeltjie. Met ander woorde, daai klein gedeeltjie van die wet sal bly staan terwyl die son opkom, terwyl die maan opkom, terwyl die sterre in die hemel is. Sal dit bly staan. Aan die woorde, die kwalifikasie, die jota in die titel en die hemel en die aarde. So as jy die Torah verwerp en jy leer die mense in terme van die stellings wat ek nou met jou gedeel het, en jy leer die mense so, sê die woord, sal jy die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Wat beteken die minste? Dit beteken die laagste moontlike status sal jy bereik as jy dit so verkondig terloops. Wanneer jy in 'n gemeente sit en daai gemeente verkondig dit en jy neem dit aan en jy maak dit jou gospel, is jy in dieselfde kategorie. So as jy die Torah verwerp en mense so leer, sal jy die minste genoem word in die koninkryk, die laagste moontlike posisie. En ek dink nie dis hoekom ek en jy 'n volger is van meester Yeshua nie. Ten minste meester Yeshua sê, hy sê wanneer jy volhard tot die einde, sal jy saam met my regeer in hemelse plekke. So wat beteken dit? Dit beteken as jy volhard tot die einde in my wet, in my Torah,
En jou vas daarbij, ten spyte van die snipers wat jou uithaal, en wat die lewe uit jou wil uitwrig, en wat jou vloek en skel en bid dat jou stem sal opdroog, ten spyte van dit, en jy hou aan, sal jy saam met my sit in hemelse plekke. Maar julle wat het verkondig dat dit nie meer van toepassing is nie, julle sal die laagste moontlike status kry in die koninkryk van die hemele. Maar die hemel en die aarde is nog nie verby nie. Dit beteken dat die wet in die Torah in sy kleinste vormpie, daai kleinste joodheidjie titeltjie, staan vas. Dit het nie verander nie. Die wêreld verander, die kerkwêreld verander, maar my woord staan vas. Kom ek en jy praat gou oor die posisie in die koninkryk van God. Kom ons praat gou oor die posisie. Dink gou 'n bietjie aan Paulus. Paulus het eintlik 2/3 van die, en ek hou nie daarvan nie, van die Nuwe Testament geskryf. Ek maak melding van die Nuwe Testament terwille van hierdie gesprek, want daar's 'n Ou Testament, anders gaan die helfte van die mense dit nie verstaan nie. Wie wat my hartseer? Meester Yeshua moes met sy volk praat, sy bruid praat. Dit is sy eie volk, die Judeërs, die Hebreërs, die Jode, jy kan noem wat jy wil. Hy het met hulle gepraat om stories vir hulle te vertel. Met ander woorde gelykenisse. Anders het hulle nooit die koninkryk verstaan nie. Vandag is dit presies dieselfde. So as Paulus dan die Torah of die wet verwerp, soos wat mense die stellings maak. As Paulus dit doen, wat sal Paulus se posisie wees in die koninkryk van die hemele? Wat sal sy posisie wees? Die laagste moontlike status? Nee. Dis nie wat Paulus verkondig het nie. So Paulus hy's geroep, nie deur 'n mens nie. Hy's geroep op die pad van Damaskus. Waar meester Yeshua vir hom sê, Paulus, waarom skop jy teen die prikkels? Waarom vervolg jy my? Paulus, ek gaan jou roep vir 'n seisoen soos hierdie. Jy moet my woord gaan verkondig aan die Jode, nommer 1. En dan nommer 2, aan die heidene, met ander woorde die Christene. Nommer 2. Paulus, jy gaan lei vir die evangelie. Nou sê Paulus, nee, die wet is nie meer nodig nie. Nou praat hy met hierdie klomp fariseërs en hierdie klomp skrifgeleerders. Hy sê, oor jongens, die wet is nie meer nodig nie. Hulle sal vir hom neklis, my maat. So as Paulus dan dit sê, wat julle sê, of wat mense sê, dan het hy die laagste moontlike status in die koninkryk van die hemele. So wie het Paulus geleer? Gamaliel was 'n fariseer. Gamaliel was 'n professor gewees. En Paulus was 'n geleerde gewees. So wie het Paulus geleer? Wat om te preek? Paulus was 'n student gewees van die Torah, en so wie het hom geleer? Kom ons kyk wie het hom geleer. Blaai saam met my na Galasiërs, hoofstuk 1, vers 11 en 12. Gaan lees asseblief die hele Galasiërs. En gaan kyk sommer na al 6 hoofstukke. Galasiërs 1, vers 11 en 12, ek lees. Maar ek maak julle bekend, Paulus praat nou, nee? Ek maak aan julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na 'n mens is nie. Met ander woorde, dit wat ek verkondig, het ek nie by 'n mens gekry nie. Ek het dit nie by vlees en bloed gekry nie. Ek het vlees en bloed nie geraadpleeg oor wat ek verkondig nie. Ek het dit nie by 'n mens gekry nie. Hoor mooi wat sê hy. Hy sê, want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang, of by 'n mens geleer nie, maar deur die openbaring van die Messia, Yeshua die gesalfde. Hy het aan my geopenbaar wat ek moet verkondig. Hy het nog nooit verander nie. As hy verander het, dan beteken dit, ek kan die Bybel opskeer. Hy het nooit verander nie. Ek kom skryf aan julle, nie wat 'n mens my geleer het nie, ek kom gee vir julle die openbaring van meester Yeshua die gesalfde. Hy is die Messias, ek kom gee dit. Hy het my weggetrek vir 3 jaar in die Arabiese woestyn. Hy het my opgelei, ek het my bakalaureusgraad ontvang in teologie vanuit die hemel uit. Daarom verkondig ek hierdie goed aan julle. Maar julle hoor nie, want julle harte is hard. En julle bly by dit, en julle bly by dit. Julle sal die laagste moontlike status kry in die koninkryk van die hemele. Want julle verkondig teen dit wat meester Yeshua verkondig, en dit wat Paulus verkondig. En hier sê Paulus, hy sê ek het dit nie van 'n mens geleer of ontvang nie. Ek het dit deur die openbaring van Messia Yeshua die gesalfde ontvang. So sou Paulus dan teen die wet en die Torah gepraat het? Nee, 1000 maal nee. Hy het 60% mense van die Nuwe Testament geskryf. Hier is die probleem. Nou gee ons meer aandag in wat Paulus sê,
as wat meester Yeshua sê. Wie het Paulus opgelei? Meester Yeshua. Paulus het die openbaring ontvang van die woord in sy totaliteit. Dis gedownload in, ek moet hom eintlik omdraai. Dis gedownload in Paulus, sodat Paulus dan lig kan wees. Paulus moet 'n lig wees. Dis wat ek en jy moet wees. Ek en jy moet 'n lig wees. En dis wat Paulus kom doen het. Dis wat Paulus hier sê. En hy sê, volg Yeshua, soos wat ek hom volg. Hy het my kom leer. Die kerkpreek, ongelukkig, wat hulle dink Paulus gesê het, maar hulle verkondig nie dit wat Paulus gesê het nie. Dis hoekom ek hierdie aannames kry. Paulus sê, omdat hulle die skrifvers lees met 'n verwesterlike perspektief. Nie Paulus nie, Frik Weideman sê. Daarom verstaan mense die woord verkeerd en daarom kry ons valse leraars. Die woord is baie belangrik. Wat het Yeshua, die gesalfde een, oor die wet gesê? Wat was sy uitlatings oor die wet? Toe hy met die fariseërs gaan praat, die skrifgeleerdes. Mooi, hy praat met die fariseërs. En hy praat met die sadiseërs. En hy praat met die volk. Die fariseërs was besny deur mensehande, want die letter het so gesê. Die sadiseërs het dieselfde, die volk dieselfde. Hou daarin, hou hom gou in jou geestelike kluis, bær hom gou daar. Ons gaan nou uithaal. Oor die besnydenis. En mense, ek praat in my Galasiërs reeks, praat ek juis oor die besnydenis. Nou sê ons, nee, ek wil nie weer na Frik luister nie, want hy's 'n onbesnede man. Wel, dan moet jy nie verder aan my luister nie. Maar hoor wat sê die woord, en dat die woord jou sal verander. Matteus 15 vers 3. Maar hy antwoord en sê vir hulle, meester Yeshua is in die woord. Dit is belangrik om te weet wie praat. Hy sê vir die fariseërs en die sadiseërs en uiteraard vir die volk wat daar staan, hy sê, waarom oortree julle ook die gebod van Elohim terwille van julle oorleweringe? Matteus 15 vers 3. Markus 7 vers 8 tot 9. Yeshua is weer in die woord. Hy sê, want terwyl julle die gebod van Elohim nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas, met die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge, van dieselfde aard doen julle baie. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van Elohim op sy te sit, en jy die oorleweringe van mense hou julle vas. En wie wat besef ek vandag? Ek besef vandag dat baie, hoor my hart, ek hoop ek sê dit reg, ek hoop nie dit kom verkeerd uit, kan ek my hart ongefilterd praat, asseblief. Baie Torah groepe aanbid die Torah. Hulle aanbid nie meer hy wat die Torah kom vervul het nie. Dis soos baie mense die kruis aanbid. En die kruis is buitendien die beeld van Tammuz. Dis buiten lig te maak met ons verhouding met meester Yeshua nie. So baie mense wat nou Torah observers is, nê, en wat Torah volgers is, hulle is nou besig om die letter te aanbid. Hulle is besig om die Torah te aanbid en hulle vergeet van meester Yeshua wat eintlik die Torah vir ons kom gee, want hy is die lopende lewende Torah. Dis so. Dis hoekom hulle koud is. Hulle is afsydig, hulle is vyhandig, hulle veg jou, hulle vloek jou. Daar's nie spasie nie. Daar's nie genade nie. Dis hoe dit is. Hulle die letter word aanbid en hulle sal dit regverdig deur uiterlike tekens wat hulle dra en wat hulle doen aan hulle liggame om dit te kom bevestig. En wanneer jy dit nie doen nie, dan is jy verdoem. Jy hoort nie in hierdie koninkryk nie. Jy's uit. En ek sê weer, hulle is koud, vyhandig, hulle is, ek het dit gesê. En Paulus waarsku ons oor mense wat dit misbruik. Hy waarsku ons om hulle self te regverdig, omdat hulle die wet nakom, nou regverdig hulle self, en net hulle is reg. En hulle luister na niemand verder nie, net hulle, want die Torah het 'n afgod geword. En die letter het groter geword as die een wat die letter kom gee, meester Yeshua, die gesalfde een. Hy wat kom om sy bruid te kom haal op die wolke. Die Torah word dus aanbid. Meer, en dis hoekom baie mense, hier's nou 2 oorhellings, nê. Nommer 1. Mense aanbid meer vir Paulus en hulle praat meer oor wat Paulus sê in steede van wat meester Yeshua sê. En nou kom die ander ouens weer en nou raak die wet weer hoër
as die een wat die wet vir ons gegee het. Want hulle hou vas daarin. Met ander woorde, ons is weer terug in die dispensasie van die Fariseërs en die Sadduseërs. Ons is weer terug daar. En dis hoekom Paulus en Petrus hierdie onder onsie gehad het in Jerusalem vir 'n periode van 13-14 dae. En Paulus kom en sê, Petrus, jy kan nie dit meer so doen. Meester Yeshua het in my geopenbaar, nie deur vlees en deur bloed nie. Petrus, julle maak verkeerd. Petrus, julle leer die ouens verkeerd. Romeine 3 vers 29 tot 31. Of behoort Elohim net aan die Jode? Want as ek nou, ek gaan dit sommer nou noem, as ek nou besny word, dan is ek deel van die verbond. Ek is deel van die Jode, maar ek moet letterlik en fisies besny word. Of behoort Elohim net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie, of die Christene nie? Ja, ook aan die heidene. Maar die heidene is onbesnede. Op 'n stadium sê meester Yeshua vir die Fariseërs wat letterlik besny was, julle is onbesnedenis. So waar kom die verskil? Want ons hou so vas aan die letter, maar ons vergeet van die ruach, wat die letter kom lewendig maak, en dat die letter is op my hart geskryf, en nou het ek wil hart, om in sy wil te wandel, en my geloof in hom, is die kwalifikasie en die sleutel, nie die letter nie. Die letter kom gee my die riglyne, hoe om hom te behaag, en hoe om te wandel in sy weë, en daarin te wandel, en om gehoorsaam te wees, aan dit wat vir hom belangrik is. Maar die letter gee nie vir jou die gawe van die ewige lewe nie. Hy doen nie. Die bloed van die lam, die prys wat hy betaal het op Golgotha, om my en jou terug te koop, man, hy loop my vooruit. Vers 30, Romeine 3, vers 29 tot 31, kom ons lees hom weer 'n keer. Of behoort Elohim net aan die Jode, en nie ook aan die, gaan maar sê Christene nie, ja, ook aan die Christene. Aangesien dit inderdaad een Elohim is, wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof, en die onbesnedenis regverdig deur die geloof. Jy mooi gehoor. So daai uiterlike besnydenis wat met hande verrig is, word nou intern, en daai woordjie staan bekend as geloof. Nee, Frik, ek verstaan nie. Goed, kom ek lees nou weer. Aangesien dit inderdaad een Elohim is, die woord het nog nooit verander nie, wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof. Die besnedenis uit die geloof. Nie die letter nie, uit die geloof. En die onbesnedenis deur die geloof. Vers 31. Maak ons dan die wet tot nie deur die geloof? Nee. Stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet, want die wet is my fondasie. Die wet is hy is my instruksie, die wet is my Torah, dis 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. So geloof in meester Yeshua kanselleer nie die wet nie. Een geloof, een Elohim, een wet vir die Jood en vir die nie-Jood. Hier sê hy dit. Hy sê, aangesien dit inderdaad een Elohim is, wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof, en die onbesnedenis, die Christene, deur die geloof. So nou is daar twee groepe. Die wet, dis wat die mense sê, nee ek nie, daar is daar twee groepe. Met ander woorde, die wet vir die Jode, jy moet 'n Jood word, en jy moet besny word, want die letter sê so, of die Christene het net genade. Met ander woorde, daar is nou twee groepe. Jy's of in die wet, of jy's net in genade. Jy kan nie. Nie een van hierdie twee is reg nie. Mense, ek volg die Torah. En ek volg dit uit dankbaarheid vir dit wat meester Yeshua in my lewe kom doen het. Hy het my kom uithaal uit die dungeons. Hy het my kom uithaal uit die modder. Hy het my kom uithaal uit die duisternis. Hy het my oorgebring deur sy genade. Ek kan niks daaraan doen nie. Nou staan ek in die koninkryk van sy liefde, en ek eer hom daarvoor, en nou word my hart besny deur geloof, en dis wat hy sê in vers 30, ek word geregverdig uit die geloof in wie? In meester Yeshua die gesalfde, die Messias. Daar's net een kwalifikasie, hoor my vandag, dis geloof in hom,
wat skepper God is van hemel en aarde, Efesiërs 3 vers 9, meester Yeshua, ons verlosser en saligmaker, die Messias, die bruidegom, wat sy bruid gaan kom haal. Ek en jy, die kwalifikasie is geloof in hom. Die Torah gee my die riglyne, hoe om te wandel en hoe om te leef, om hom te behaag, om gehoorsaam te wees aan sy woord. Kom ek bevestig dit. Romeine hoofstuk 2, vers 25 tot 29, want die besnydenis is wel nuttig as jy die wet onderhou, maar as jy 'n oortreder van die wet is, het jou besnydenis onbesnedene geword. Met ander woorde, dit beteken niks. Almal wat besny was, het die verbond verbreek. Hulle het nie die beloofde land gemaak nie. Hulle was uitgesluit uit die beloofde, maar almal was besny. Nou word die besnydenis 'n afgod. Nee, jy moet besny word, jy moet dit, nou moet dit. En hulle het dit nie gemaak nie. Die Fariseërs en die Sadduseërs het dit nie gemaak nie. Yeshua sê vir hulle, julle is onbesnedenis van hart. Nou kom Romeine 2 vers 25, want die besnydenis is wel nuttig as julle die wet onderhou, die letter, maar as julle die oortreder van die letter is, die wet, het jou besnydenis onbesnedenheid geword. As die onbesnedene dan die verordeninge van die wet onderhou, sal sy onbesnedenheid dan nie as besnydenis gereken word nie. Dit maak sin. Mense hoor geweer, ek gaan hom weer vir jou lees. Want die besnydenis is wel nuttig as jy die wet onderhou, met ander woorde die letter. Maar as jy die oortreder van die wet is, het jou besnydenis onbesnedenheid geword. Dis amper half asof jy dan nooit besny was nie. Want jy hou so vas aan die letter en aan die besnydenis, dat het belangriker geword as meester Yeshua en geloof in hom, dat het belangriker geword. Daai uiterlike kentekens wat jy moet sê, maar ek het dit gedoen, en nou regverdig ons eintlik ons optrede. So as die onbesnedene dan die verordeninge van die wet onderhou, die onbesnedene wat nie besny is nie, wat die wet onderhou, sal sy onbesnedenheid dan nie as besnydenis gereken word nie? Met ander woorde, hulle wat onbesnedene is, maar hulle wandel in die wet, soos wat die besnydenis manne wandel, sal sy onbesnedenheid dan nie as besnydenis gereken word nie? Met ander woorde, asof hy dan besny is nie? Want hier gaan dit nie vir Paulus en meester Yeshua oor die uiterlike daad nie, maar dit gaan oor die innerlike erkenning wie hy is en my geloof in hom. Vers 27. En sal hy wat van nature onbesnedene is en die wet volbring, jou nie kan oordeel wat ondanks letter en besnydenis 'n oortreder van die wet is nie. Met ander woorde, hierdie ding sny twee kante toe. Vers 28. Want nie hy is 'n Jood, hoor mooi, want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie. Hoor mooi. En nie dit is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie. So, ek hoop jy het hom mooi verstaan. Vers 29. Maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit Elohim. Halleluja! Mense, kan jy sien? Kan jy sien? Ek en jy kan nie die Torah aanbid en die besnydenis aanbid om my in 'n posisie te plaas nie. Hier sê die woord baie duidelik. Hy sê, en die besnydenis is die van die hart in die gees, nie na die letter nie. Met ander woorde, nie die verrigting van mense hande se werk nie. Romeine 3 vers 1, hoor gaan hierso. Hy sê, wat is dan die voordeel vir die Jood? Of wat is die nut dan van die besnydenis?
Jy kan besny soos wat jy wil, maar as jy hom nie aangeneem het in geloof en in die gees, dat hy ons verlosser en saligmaker en die meester en die bruidegom is nie, dan het jou niks gehelp nie. Niks nie. Jy kan nie staat maak op 'n posisie nie. Ek is jammer, maar hier staan dit. Die wet is met ander woorde mense nie die verlossing nie. Die wet is nie die verlossing nie. Geloof in meester Yeshua, die Messias, die gesalfde, verlosser en saligmaker, as jy hom aanneem en jy wandel in geloof en jy behaag Vader in die Gees, dit bring verlossing. Jy's gewas deur die bloed van die lam. Hoor mooi, die besnydenis het hulle hoër geag as Elohim. En as nie besny was of is nie, is jy uit. En Paulus het dit nie so geleer nie. Meester Yeshua ook nie. Jou vereiste van alles is mense, is geloof. Of jy Jood en of jy nie Jood is nie. Dit geld presies dieselfde. En die Torah is van toepassing vandag in 2025. Dit leer my wat is die wil van Vader Jahwe, die Almagtige. Dit leer my wat hom behaag. Dit leer my wat is vir hom belangrik. Dit leer my wat hy wil hê ek moet doen in terme van sy heilige dae, sy Shabbatte. Dit leer my die afsprake wat hy met my en jou het, wat natuurlik sy reddingsplan is. Nou verwerp mense sy feeste ook, want hulle verstaan dit nie. So ek doen dit nie uit 'n wettiese oogpunt uit nie, ek doen dit uit dankbaarheid vanweë die feit dat hy sy lewe vir my kom aflê het. So met ander woorde, die besnydenis van die hart in die gees en nie in die letter nie. As jy gered word, dit is genade. En wanneer ek gered word en ek neem hom aan en ek volg hom in gees en in waarheid, dan word my hart besny. Dit is hoekom in Handelinge 2 die Gees, die Ruach uitgestort het, om die wet op my hart te kom skryf. My hart moet besny word. Dit kom van binne af. As my hart reg is, kom my woorde in lyn. Dan is dit nie meer koud en afsydig en vyandig, soos wat hierdie ouens is nie, en hierdie mense is nie. As jy gered word, is dit genade. En omdat genade deel is van my lewe, wil ek in sy Torah wandel, wil ek sy gebooie gehoorsaam, wil ek sy feeste erken, en wil ek weet, wat is vir hom aanneemlik, en wat is vir hom wegwerplik. Ek wil dit weet. En dit is vir almal, vir die Jood en die nie-Jood. Die wet bring nie redding vir mense nie. Die verlostes, gewas deur die bloed, gereinig deur die waterbad van sy woord, hulle wandel in die wet, in die Torah, uit dankbaarheid om daarin te wandel. Die wet bring nie redding nie, mense. Dit gee nie verlossing nie. Die pad na Vader is nie deur die wet nie. Die pad na Vader is deur geloof in meester Yeshua. Nadat my geloof bevestig is, sal my waardes en my morele gedrag en my optrede Torah gerig wees, gehoorsaamheid aan sy wil, geregtigheid, reg en regverdigheid. Dis die gedagtelyne van Vader. My lewe in die wil van Elohim, nou gee hy my sy Torah om daarin te wandel, maar ek wandel omdat my hart besny is. Binnekant, nie uiterlik nie. Nie die letter nie, maar deur geloof en deur die Gees. Hier sê die woord dit. Hy sê, besnydenis is die van die hart, in die Gees, nie na die letter nie. Die Gees van die wet is belangriker as die letter van die wet. Ek hoop ek maak myself duidelik. Mense hoor my gou baie mooi. Wet en genade is nie twee weë met dieselfde einde nie. Baie mense hel oor na die genade en hulle het nie 'n saak met Vader se voorskrifte en Vader se wet nie. Jy gaan wakker word met 'n koue koppie koffie. Baie mense hou net vas aan die wet sonder die genade. Met ander woorde, hulle vas aan die letter en die letter bring jou nêrens nie. So kan jy verstaan. Met ander woorde, daar is nie 'n weg vir die Jode en 'n weg vir die Christen nie. Daar's een weg. En meester Yeshua kom maak dit baie duidelik. Verlossing kom deur genade. En omdat ek genade ontvang het, uit verlossing uit, wil ek wandel in gehoorsaamheid in die wet. En ek wil Vader se bepalings gehoorsaam. Dis wie ons is. Moenie vergeet wat is sonde nie. Blaai gesaam met my asseblief na die boek van 1 Johannes, hoofstuk 3 vers 4.
Elkeen dan wat die sonde doen, 1 Johannes 3 vers 4, elkeen dan wat die sonde doen ook die wetteloosheid. Want die sonde is wetteloosheid. Kan jy sien? So ander woorde mense, omdat hy sy lewe vir my afgelê het, het ek die gawe van die ewige lewe in Meester Yeshua. Nou wil ek hom aanbid in gees en waarheid. Waarheid is die Torah, sy feeste, sy gebooie, sy verordeninge, sy instruksies. Dis die waarheid. En die gees maak dit lewend in my. Die bevestiging daarvan is in Esegiel hoofstuk 36. Gaan lees dit self vanaf vers 24 tot en met 27. Hier kom die woord en hy sê, elkeen wat die sonde doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloos. Of jy nou besny is, en of jy nou nie besny is nie, dit geld vir almal. Want die resultaat van sonde is die vloek van die wet. Die wet gaan teen jou gedraai word. Dis die vloek van die wet. En die vloek van die wet is die ewige dood. En deur genade is ek en jy vrygekoop van die vloek van die wet. Meester Yeshua het vir ons gesterf, juis vir die vloek van die wet. Met ander woorde, oortredinge en ongeregtigheid is ek en jy skoon gewas deur sy bloed. Hy het nie gesterf. Hy het nie gesterf om die wet te beëindig nie. Hy het die wet kom betekenis gee. Hy het die wet kom vervul. Hy het gekom om sy Torah, dit beteken sy instruksie, ten volle te openbaar in my en jou, sodat ons daarin kan wandel, omdat ons die gawe het van die ewige lewe. Ek sluit af met hierdie laaste versgedeelte. Psalm 119, vers 6 tot 8. Dan sal ek nie beskaamd staan, as ek op al u gebooie let nie. Ek sal u loof in opregtheid van hart, en as ek die regverdige verordeninge kan leer. Halleluja. Ek sal die insettinge onderhou. Verlaat my nie geheel en al. Hier kom Dawid en hy kom bevestig presies wat ek vanoggend met jou oor gepraat het. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vanmôre ingeskakel was en ek hoop jy verstaan hierdie boodskap. Ek gaan nou weer baie boodskappe kry. Ek gaan nou weer baie snipers kry wat my gaan uithaal oor die besnydenis. Maar daar staan dit. Dis nie verrig met mensehande nie, maar deur die Gees moet my hart besny word. Mense, ek het 'n boodskap gebring oor die besnydenis. Ek het 'n boodskap gebring oor Galasiërs. Asseblief gaan kyk daarna. Moet asseblief nie koud en afsydig en vyhandig raak as gevolg van die letter nie. Deur genade is ek en jy gered. Ons kan niks doen om dit te kan kry nie. Dis 'n gawe, dis 'n geskenk van ons hemelse Vader. Hy het Meester Yeshua, die gesalfde, God in die vlees, het hy vir ons gestuur. Ek bedoel, hy het sy woonplek verlaat. Kan jy dink, hy wat aanbiddingswaardig is, lofprysingswaardig is, het na hierdie aarde gekom. Nie 'n mens nie. Hy het sy lewe kom aflê vir my en vir jou. En omdat hy dit vir my gedoen het, is my hart besny. En wil ek hom volg in dit wat vir hom belangrik is. En Yeshua kom en hy sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Ek het hom lief en ek bewaar sy gebooie. Ek wandel in sy gebooie, sy instruksies, sy verordeninge, sy weë. Ek wandel daarin. Kom ek en jy bid saam. Hemelse Vader, Abba Vader. Abba, wat 'n voorreg om net vanoggend u woord te kan vashou en dat die woord gestalte kry in ons binne. Die woord is 'n tweesnydende swaard en hy kom regsny in my binnekant. In die binnekant. En die waarheid van u woord kom maak ons vry vandag. Want Vader, ons lewe met u is nie 'n uiterlike lewe nie. Dis nie 'n skyn van heiligheid nie. Want dis wat die Fariseërs gedoen het. Dis wat baie mense vandag doen. Dis 'n skyn van heiligheid. Maar hier binnekant, wanneer die soetlig van u ruach op ons kom val en die Shekinah glory light op ons kom skyn, kyk jy nie na die uiterlike nie. Jy kyk na die binnekant. Jy kyk na ons harte. Jy kyk of ons double-minded is. Jy kyk of ons dubbelhartig is. Jy kyk of ons harte onverdeeld op u gerig is in terme van u Torah. Om daarin te wandel, om u te behaag. U kyk nie na ander goed nie. U kyk nie na woordjies wat ons sê nie. U kyk na ons doen en late. U kyk na ons optrede, hoe ons praat. U kyk na ons reaksies. U kyk na ons besluite. U kyk wat hier binnekant aangaan. U ken die gedagtes van die mens.
Voor die woorde op my tong kom, ken U al wat ek gaan sê, want U is alomteenwoordig, U is heilig, U is soewerein, U het alles, U het my geskep na U beeld, U ken my. En baie keer, Vader, dan sê ons, U ken my hart, ons ken ons eie hart nie eers nie. En daarom maak ons foute, en daarom wandel ons in gebrokenheid, om U te behaag. En Vader, my plan en my wil is, en dis die opdrag wat U my gegee het, is om U weergelyk te maak, om die wekroep te wees in die woestyn, in die wildernis. Hierdie wêreld waarin ons leef, Abba, is wild. Mense verdrink in duisternis en ongeregtigheid. Mense verdrink in wettiesheid. Mense verdrink daarin. En ons kom nie tot die waarheid nie. En dat die waarheid ons sal vrymaak. Abba, dis vandag my gebed vir elke man, elke vrou, elke seun, elke dogter. En dat ons hierin sal wandel in geloof om U te behaag. Sonder geloof kan ons U nie behaag nie. Sonder die Gees kan ons U nie eer nie. Sonder heiligmaking gaan ons U nie sien nie. Heiligmaking is in die Torah opgesluit. Nie in die algemene handel en wandel nie, in die Torah. Dat ons daarin sal wandel, Abba. Abba, asseblief, maak bemoeienis met ons. Moet ons nie verlaat nie. Ek wil soos Dawid bid, neem die aangesig van die lewende God nie van ons af weg nie. Kom was my skoon met hyssop, kom was my skoon met die waterbad van U woord, asseblief, Abba. Ons het U nodig, ons afhanklikheid is by U en by U alleen. Abba, leer ons U woord, leer ons U waarheid, en ek dank U daarvoor. Abba, nou wil ek elkeen kom seën op hierdie pragtige Shabbat-oggend. Ek seën hulle met Numeri hoofstuk 6, vers 24, dat die aangesig van Vader Jahweh, die Almagtige, oor ons mense sal skyn, en hulle genadig wees. En Abba, dat die aangesig verhef sal word oor ons volk, oor ons mense wat vir U lief is, en hulle wat nog moet inkom, dat die aangesig verhef sal word, en Vader, dat U hulle die vrede sal gee, wat hierdie wêreld nie gee nie. En ek dank U daarvoor vanoggend. En Vader, U woord sê, wanneer ons volk so seën, dan sal U uit die hemel uit hulle net so seën. En ek dank U daarvoor. Abba, dankie vandag vir U woord. En my gebed is dat die woord vandag sy snelle gang sal gaan. En dat mense getransformeer sal word deur U woord. Dis my gebed, dis my roepe, in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit. Halleluja, halleluja, halleluja. Dat jy nie net daar waar jy is, net vir hom eer en lof en aanbidding gee. Net daar waar jy is, moet sê, Abba, U is groot, U is almagtig, U is soewerein. Ons is in afwagting vir die bruidegom. Ons is in afwagting vir die shofar wat blaas. Abba, hier is ons, U volk. Ons kom buig in aanbidding voor U aangesig. Man, amper preek ek weer. Baie dankie, vrede vir jou. En ja, van my kant, Frik Weideman, Shabbat, Shalom.